Goeiemôre. Jy luister na die reeks Kopskuif, 'n reeks oggendoordenkings waar ons nadink oor ons denke, ons brein en hoe ons gedagtes ons lewe en lewensbestemming bepaal. Op die oomblik kyk ons na 'n boek van James Clear met die naam Atomic Habits, 'n aangrypende boek wat ons help om ons doelstellings om te skakel in kerngewoontes. Gaan koop gerus die boek, dit is absoluut uitstekend. Ons tema vanoggend is tyd en plek. Julle ken mos die gesegde, hy is 'n ongeluk wat wag om te gebeur. Dit word van iemand gesê wat kort in 'n penarie is. Die uitkoms is seker, dit wag maar net om te gebeur. 'n Ander weergawe van die gesegde wat ek dikwels hoor is, dit is 'n ongeluk wat net 'n plek soek om te gebeur. Die uitkoms is seker. Dit gaan net eers in tyd moet plaasvind. Kom ons keer nou hierdie negatiewe gedagte om in die positiewe. Jy kan nuwe gewoontes bedink soos jy wil, maar uiteindelik soek dit 'n tyd en plek om te gebeur. Ek weet dit klink byna dwaas om dit te sê, totdat ek 'n bestekopname maak van al my mooi vooruitsigte. Hoeveel van my mooiste voornemens het nie al in die hek geduik nie? Want 'n doelstelling sonder 'n datum is maar net 'n wens. Ek stel James Clear aan die woord. In 2001 het navorsers in Brittanje saam met 248 mense gewerk om vir hulle nuwe oefengewoontes te help aanleer. Die eerste groep was die kontrolegroep. Vir hulle is gewoon gevra om aantekeninge te maak van hoe gereeld hulle oefen. Die tweede groep was die motiveringsgroep. Hulle is gevra om aantekeninge te maak van hul oefenprogram en daarbey moes hulle materiaal lees oor die voordele van oefen. Die derde groep moes alles doen wat die vorige twee groepe gedoen het, maar daarna moes hulle die volgende sin voltooi. Gedurende hierdie week sal ek vir ten minste 20 minute intense oefeninge doen op hierdie en hierdie dae, so en so laat en op daardie plek. Hulle voornemens is gekoppel aan 'n tydskedule en 'n plek waar dit moes plaasvind. In die eerste groep het 35% van die mense minstens 1 keer per week begin oefen. In die tweede groep het 38% 1 keer per week begin oefen. In die derde groep het 91% van die groeplede minstens 1 keer per week begin oefen. Ek gaan dit weer lees. In die eerste groep 35%, in die tweede groep 38%, in die derde groep 91%. Let daarop dat die motivering wat die tweede groep ontvang het, byna geen verskil gemaak het nie. Dit was slegs diegene met die intensie van implementering wat die beste gevaar het om hul doelstellings te bereik. Ek sê weer, dit klink eintlik absurd om hieroor te praat, maar dit is hoe dit is. Kom ons sê dit nou in terme van die 4 wette van gewoontevorming. Daar is impuls, hinkering, respons, beloning. Sonder 'n duidelike impuls kan geen gewoonte vorm nie. Dit blyk dus dat die beste impuls vir gewoontevorming tyd en plek is. Die beste manier om 'n nuwe gewoonte te begin is dus mense wat 'n spesifieke plan het vir waar en wanneer hulle 'n nuwe gewoonte gaan begin, staan 'n veel beter kans om dit te implementeer. Ek gaan nou vir 'n oomblik vir James Clear onderbreek en sê, waarskynlik is die slegste van alle impulse emosies. Wanneer ek en jy 'n gewoonte wil implementeer en ons wag totdat ons lus het om dit te doen, gaan dit waarskynlik nie gebeur nie. Die merkwaardige wat ek al wel geleer het, is dat wanneer ons 'n gewoonte begin en ten minste vir 'n paar weke daarmee voortgaan, dan begin ons emosies by ons intensie inpas. Dit word mettertyd lekkerder. Ons begin selfs uitsien daarna. Maar moet nooit jou emosies aan die begin 'n impuls maak nie. Teen hierdie tyd vertrou ek dat jy een of meer doelstellings vir jouself neergeskryf het. Onthou,
dat jou doelstellings en jou gewoontes altyd begin met jou identiteit, met wie jy is. En op grond van wie jy is, weet jy intuïtief waar in jou lewe, in die verskillende fasette van jou lewe, is daar nog doelstellings wat jy vir jouself wil stel. Daar is nog dinge wat jy wil bereik, maar jy moet dit neerskryf. 'n Kort potlood is beter as 'n lang geheue. As jy jou doelstelling of doelstellings neergeskryf het, skryf nou daarna 'n datum en tyd neer van wanneer jy gaan begin en hoe jy voorsien hoe daardie program gaan verloop. Soms is die beste begin aan die begin van 'n nuwe week, 'n nuwe maand of 'n nuwe jaar. Maar op hierdie stadium is die nuwe jaar 'n bietjie ver weg. So 'n nuwe week of 'n nuwe maand sou goed wees. James Clear sê dat die nuutheid van 'n nuwe week of 'n nuwe maand hou verband met hoop. En sonder hoop sal ons waarskynlik nooit 'n nuwe begin maak of 'n nuwe gewoonte kweek nie. Daar is 'n fantastiese voordeel aan implementeringsintensie, naamlik dat jy nie alleen ja sê vir 'n nuwe gewoonte nie, maar nee sê vir die gewoontes wat jou terughou of benadeel. Ons sê baie dikwels ja vir klein versoeke of klein versoekings, omdat ons nie duidelike doelstellings het van wie ons is en waarheen ons op pad is nie. Dus, gee vir jou gewoonte, jou nuwe gewoonte, tyd en plek in hierdie wêreld. Dis al hoe dit gebeur. Hou wag oor jou gedagtes, hulle word jou woorde. Hou wag oor jou woorde, dit word jou dade. Hou wag oor jou dade, hulle word jou gewoontes. Hou wag oor jou gewoontes, dit word jou karakter. Hou wag oor jou karakter, dit word jou bestemming. Ons gebed vanoggend is uit die Groot Gebedeboek en dis 'n gebed van Walter Rauschenbusch. Here God, ek dank U vir hierdie aarde, ons tuiste, vir die wye hemelruim en die geseënde son, vir die sout see en verlopende water, vir die ewige berge en die rustelose winde, vir bome en blomme en struike en die gras onder ons voete. Dankie dat U ons met sintuie geskep het wat musiek en voëlgesange kan hoor, wat die pragtige lente en die ryke vroeë herfsdae kan sien, wat die vrugte van die somer kan proe, en die reën en die winter teen ons vel kan voel. O Here, laat ek aan die skoonheid nooit so gewoond raak, dat dit my nie meer roer en ek U nie meer daarvoor dank nie. Maak my hart so oop vir die majesteit van U skepping, dat ek sal raak sien hoe selfs die vaalste veldbos vlam van U heerlikheid. O God, kunstenaar, skepper, ek loof U wat lewe en regeer vir ewig en ewig. Amen. Liefde en 'n geseënde week verder.